Goeienaand en welkom by Baardberaad. Ek moet sê ek was 'n tydjie lank bietjie van die lig af. So vanaand moet ek nou van vooraf leer knoppies druk. Ons hoop julle kuier lekker saam met ons. Ons het vanaand 'n splinter nuwe gas en hy is al die pad daar van Oranje af. Ons hoop julle kuier lekker saam en vra gerus vra. Goeienaand Joost, dis lekker om jou op die program te hê vir die eerste keer. Alwyn, ek is bly ek het dit uiteindelik tot op baardberaad gemaak, al is ek nou baardloos hier vanaand, as ek bly julle aanvaar my so, en ek sien uit om lekker saam te gesels. Dit was nou juist my eerste vraag, ek wou gevra het, wanneer gaan jy baard groei? Nee, nee, ek het hom maar, jy moes, as jy my vanoggend vroeg gesê het, sou ek een gehad het, maar nou was jy bietjie laat. Ek kan nie middagete vra nie. Nee, maar dit is iets wat mense nie moet afskeer nie. Jy weet, daar's 'n naam vir mense wat skeer. Ek dink hulle noem hulle vrouens. Ja. Nee, ek hoor jou Alwyn. Ek vat hom maar op die ken, spreekwoordelik, jy weet. Joost, ons het nou verlede week, was jy nou aan die gang en aan die hardloop en ons kon nou nie dagboeke mooi by mekaar uitkry nie. Nou verlede week was groot in die nuus en ons gesels maar hierdie week daaroor. Ek hoop nou nie ons is heeltemal mosterd na die maal nie. Maar verlede week was nou natuurlik Trompie se uitspraak. Ek dink die eerste gedeelte het uitgekom. Ek dink Saterdagmôre toe ek in 'n vergadering sit, toe word ek bewus daarvan en toe later toe het nou die uitvoerende bevel ook gestuur. En of kom ons begin daar, wat het jy nou oor Trompie se uitvoerende bevel van daar van Amerika af, wat is jou gevoel daaroor? Dis Alwyn, ek dink dit was nou, soos die Engelse sê, talk of the town gewees vir 2 weke. Almal het 'n opinie. Daar is soveel geraas. Ek dink, as mens moet eerlik wees, dink ek en almal anders wat dit gesien het, is omtrent ewe verras. Miskien het 'n paar mense die klimaat beter aangevoel as ander, maar ek kan jou sê, ek dink nie enige iemand het die omvang van die ding verwag of voorspel nie. En as jy my 3 weke terug gevra het of so iets moontlik is, sou ek gesê het nee. Ek dink nie so nie. En almal het nou al dieselfde storie gesê van die feit dat ons Afrikaners by die naam genoem is, en so aan, wat mens amper nie kan dink nie, nadat ons die wêreld se muishonde was vir hoe lank. So die feit dat hy Afrikaners by die naam genoem het, wat dink ek was vir almal 'n verrassing. Ek dink die vlugtelingstatus was 'n groot verrassing. En ek sal so ver gaan om te sê Alwyn dat ek persoonlik dink hierdie is 'n lyn in ons geskiedenis. Dis 'n tipe van 'n Rubicon wat ons oorgesteek het. Ek het gister vir iemand gesê ek dink ons geskiedenisboeke, die landsin, Afrikanersin, dit verander. Daar is 'n sekere lyn nou geneem en geskiedenis gaan nou of die geskiedenisboeke sal oor 20 jaar dit uitwys as 'n nie 'n breeklyn nie, maar 'n nuwe rigting, totaal onverwagse rigting. So dit is 'n bietjie van 'n skok, 'n bietjie interessante ding, definitief 'n verrassing, en ek dink iets waarvan ons 100% moet gebruik om so ver as moontlik ons eie belange daarin te dien, die beste vir onsself daar uit te kry. Ek sien hier's 'n paar manne wat al reeds goeie naam sê in die kommentare. Julle kan gerus vir Joost vra. Ek sien nou Riek vra, gaan ek 'n quizien word? Riek, ek gaan jou nou antwoord op daai ene. Maar ek wil net Het jy al 'n staat gekies waartoe jy gaan, Alwyn? ek gaan nou 'n bietjie op die draad sit. Ek sal nou my opinie gee. Maar ek wil nou sê, jy het ons nogal redelik opgewonde gemaak en daaraan gaan ek nou vir Joost so 'n bietjie afsit en ek gaan na hierdie voorblad toe van ons, want dit is ook vanaand se program en ons program is hitsmerk Joost praat namens my. Nou Joost, nou moet ek sê, waar kom hierdie program vandaan? Ons by Boer Media die hele span by Boer Media was baie opgewonde geweest toe ons nou hierdie ding op die tafel kom en party ouens wil mos altyd eerste wees in die nuus. Ek moet sê, jy was daarom nou nie heel eerste in die nuus gewees met almal wat wil 'n eiertjie te lê en iets te sê, en jy weet mos hoe gebeur hierdie nuus gebeure, baie ouens probeer die eerste wees. Nou daar's een van die potgooiers wat ek na luister, juis daarvan van oor die water van Trompie land af,
wat altyd sê hy wil eerder reg wees as om eerste te wees. Nou moet ek sê wat ons opgewonde gemaak het was toe jou verklaring uitkom daar van Orania se wêreld af, was dit die eerste een wat ons raak gesien het wat gefokus het op selfbeskikking. Al die ander ouens het met oor al die ander goed gepraat wat ja seker belangrik is, maar ek dink die meeste van ons wat se harte warm klop en wat al lankal in die stryd is selfbeskikking tog ons eerste prys. Is dit nou maar vanweë waar jy bly, die mense wat jy mee omring word, is dit 'n besluit daar uit Orania uit, hoe het jy daarby uitgekom? Nee, Alwyn, ek dink dit is baie eenvoudig. Ek was te bang om enigiets anders te sê. Die Oraniërs sal my afslag. Hier in Orania teer en veer ons nog. Dit sal ou verkeerd loop as jy. Nee, ek op ernstiger noot, ek dink dat dit is regtig. Jy vat dit raak. Dit gaan oor die plek waar ons is. En ons bemark graag ons dorp en ons gemeenskap. Orania is baie ver van perfek af. Is nie die boere paradys of die boere hemel nie. Ons het ons dinge. Maar deur dit alles dink ek is daar tog 'n lyn van boere en Afrikaners wat hier vasbyt wie se harte staan en hulle drome gaan oor vryheid en oor selfbeskikking. En ek het 'n klompie terugvoer gekry van ouens wat sê, "Sjoe, dit was 'n goeie verklaring. Ons is so bly en dit was nou netjies en so aan en ek half skuldig gevoel want dis nie my ding wat ek het nie uitgedink nie. Ek sal self so ver gaan om te sê toe die Orania beweging in 1988 gebore is as afstig of die Afrikaner Vryheidsstigting onder Prof Karel hulle se leiding. As mens daai tyd dieselfde ding daai tyd sou gebeur en die Amerikaanse president sou op daai stadium dan gesê het, luister, ons wil Afrikaners help hier, met die oorgang wat op pad is en so, dan dink ek hulle sou dieselfde gesê het. Ons wil hier bly, ons wil hier bou, ons sien onsself net nie deel van hierdie staat soos wat hy nou bestaan nie, maar ons het nie 'n behoefte om Afrika te verlaat of Suid-Afrika as 'n geografiese gebied te verlaat nie. Ek dink dit is so eenvoudig soos wat ons boodskap is en ek dink 'n rede hoekom die Orania boodskap met baie mense geresoneer het is eenvoudig. Ons het nie 'n komplekse lyn gevat nie. Ons het doeteenvoudig dit gesê wat ons graag wil hê en wat ons in glo en as dit op Trumpie soos jy sê of op Trump se ore val dan is ons bly. As hy ons kan help is ons bly. As dit op 'n ander regering se ore val is ons bly. Ons gaan nog steeds self moet bou. Ons besef dit. Dit gaan nog steeds die realiteit wees dat dit van onder af moet kom. 'n Bietjie politieke erkenning van die FSA of van die magtigste moondheid in die wêreld. Ek meen maak mense opgewonde. Mense kan nie anders nie. En ek dink dis nog 'n ding van Oraniërs, jy het nou genoem die plek waar ons bly. Nou wil ek sê nog 'n ding van Oraniërs is ons is al baie teleurgestel, nee. Ons het al baie keer, ek wil amper sê vals hoop gehad. Net soos wat ons mense reg oor die land al ons gryp tog so maklik aan strooihalms, maar ek is eintlik bly ons doen dit. Ons word net nie negatief nie. Ons mense reg oor die land, as ons 'n geleentheid sien dan raak ons daar opgewonde. Dit is my lekker. Ek meen dit is lekker om opgewonde te wees oor die geleentheid om dalk iets te mag regkry, om die geleentheid om dalk vryheid te kry. As ons nie gaan droom daaroor en gaan dink daaroor nie, dan gaan ons dit ook nie kan waarmaak nie. En dis vir my reg, as ons na iets gryp en dit werk nie uit nie, dan probeer ons maar net weer. So dit is vir my dieselfde met hierdie ding. Ons is opgewonde, ons gaan opgewonde wees. Dalk is dit nie ons redding nie. Maar dalk kry ons ietsie reg. En ek dink ons moet nie naïef wees, nooit naïef wees nie. Altyd berekend wees, maar ons moet tog nie ons optimisme verloor nie, want geen volk het nog ooit vry geword as gevolg van hoe negatief en pessimisties hulle is nie. Dit het nog nooit ooit gebeur nie. Joost, ek wil nou 'n bietjie teruggaan en ek hoor die mense hoor jou, maar ek wil 'n bietjie teruggaan oor waar kom Joost vandaan, laat die ouens verstaan hoekom jy dink soos jy dink. So klompie jare terug, onthou ek, ons was by 'n verskriklike deftige diner en ek moes soos 'n skouponie aantrek wat my heel ongemaklik laat voel het, soos jy sien, ek is nou nie die skouponie tipe nie. En ons het 'n tafel gedeel, maar ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Ja, ek onthou nou jy was hier in Orania vir 'n geleentheid wat Tiaan Tron destyds gereël het. Alwyn, maar nou probeer ek dink wat se diner was dit? Man, ek wil nou nie die liggaam wat ek op daai stadium verteenwoordig het se naam noem nie, maar jy was toe nog as 'n seun aan die tafel, was
ek en 'n ander ou met ons koupony serpies en Ek dink ek en onthou. Ek dink en ek onthou die geleentheid. Ek en dink jou ek onthou die en jou geleentheid. ma en jou pa en toe was jy ja, ek neem dit nie kwaadlik as jy nie onthou nie want dit was 'n tydjie terug. Ek dink Nee. jy was toe net 'n jong man nog dalk op Uh, skool, dalk net klaar met skool. Dit was 'n wyle terug ek gewees. ek dink ek onthou waarvan jy praat, ja. Nou vertel 'n bietjie vir die mense nou ek gaan nou daarna toe terug net om te sê dat jy weet waar Joost, hoe lank is jy al op Orania? Alwyn, ons het in 95 hiernatoe gekom. Ons was Natalers gewees. Eintlik ja, Vrystaters. My pa kom van die Vrystaat se wêreld af en my ma van Natal af en my ouers het daar gevestig en ruk daar gebly hier in die vroeë 90's het hulle ook soos almal anders die rigting gesien waarna dinge gaan en om nou 'n bietjie ekstra petrol op daai vuur te gooi in Natal destyds was die ANC en die IFP goed aan mekaar se kele gewees. Ek dink dis goed wat die wêreld wat so kyk na die pragtige model Suid-Afrika baie vinnig vergeet het, maar die People's War en daar was ordentlike, ek wil amper sê oorlog aan die gang in Natal veral. En ons het daai tyd ironies genoeg het my ouers na Orania kom kyk namens vriende. Ons het daai tyd nie van Orania geweet nie, my ouers namens vriende na Orania kom kyk. En nou ja, die vriende het nie getrek nie en ons het. So hulle het ons 'n nuwe koers laat kies. Ons het hier gevestig. Ek was 'n absolute kind gewees. Ek het maar hier groot geword. Ja, Orania kwam met die moedersmelk ingekry en 'n paar baie eenvoudige beginsels eintlik. Dit was maar doeteenvoudig. Ek dink uit twee hoeke uit. Die mense van Orania was interessante mense, veral in die pioniersjare. Daar was wragtig niemand wat gekom het vir finansiële voordeel, ekonomie. Almal wat daai tyd Orania toe gekom het was tot hulle eie ekonomiese nadeel. Dit was 'n stowwerige, dubbeltjie besaaide plek met 0 tot geen ekonomiese geleenthede nie. So baie keer selfs geleerde gekwalifiseerde mense wat hier kom vestig het en gesê het wel hulle glo in hierdie idee. So mense het met baie interessante mense partykeer karikature selfs te doen gehad. En aan die ander kant, selfs daai tyd, selfs voor Orania nou 'n bietjie meer met dienslewering so suksesvol geword het en die nuus op daai manier getrek het, was hier baie joernaliste. En hulle het jou van kindsbeen af eintlik maar gevra oor hoekom. En as mens konstant gevra word hoekom jy iets glo, dan op 'n stadium dan begin jy bietjie daaroor dink. So ek dink dit was vormende jare hier in Orania vir almal wat hier gewoon het, myself en my gesin in Kluis. Van daar af het ek nou maar my paar draaie gaan loop en ek het teruggekom Orania toe. Die eerste kans wat ek 'n werksgeleentheid hier kon kry en ek het myself in die diens van die Orania beweging gevind wat ek baie geniet. Juis as gevolg daarvan dat mens op soveel verskillende maniere ons saak kan stel en mense kan verduidelik aan vriend, aan vyand, aan plaaslike mense, internasionale mense en dit is ja, ek dink dis 'n lekker ding om te doen om Orania se saak te stel. So dit is dat ek nou hier op hierdie stoel sit vanaand. Dis ook maar teen my eie wil. My ouers het hiernatoe getrek en nou sit ek hier. Ek dink jy lieg as jy sê dis teen jou eie wil. Want ek moet nou sê nou's daar een ding wat ek mee sukkel en meeste van my vriende sal dit nou beamoen. Kyk, takt is nie een van my sterkpunte nie. Hoe kry jy dit reg as jy praat met hierdie uitlokkende ouens en ek het gesien die laaste week was jy nou baie besig geweest met buitelanders, binnelanders, jy weet, en ouens wat moetswillig probeer om Orania met klippe te gooi. Hoe kry jy dit reg om hulle so taktvol te antwoord en om nie jy weet om nie kwaad te raak nie, om jou nie te vererg nie? Alhoewel mense raak maar lekker vies. Ek moet sê mense bou lekker woede op partykeer en jy sommer jy meer stoom afblaas na die tyd, maar ek het nou al baie keer op spottender wyse hierdie vraag geantwoord, maar ek dink die waarheid van die saak is mens kom tog tot 'n diep bewussyn dat mense jou gemeenskap verteenwoordig en verskillende opinies in Orania en verskillende mense in ons volk en mense het eintlik nie 'n keuse nie. Ek dink jy mense het 'n keuse nie. Mense sal dit sal nie regverdig wees teenoor Oraniërs of ons ondersteuners of boere Afrikaners wat nog nie in Orania is nie, maar wie dalk hier wil kom bly eendag om
so iets weg te gooi as gevolg van emosies nie. So soos ek sê, ek het nou baie keer grappies gemaak hieroor en so aan as mense dit sê, maar ek dink die waarheid van die saak is regtig mens ek voel ek kan dit nie bekostig om dit te doen nie. Ek dink nie dit is reg. As mens jou volksgenote verteenwoordig om onnodig kwaad te word nie. Ek dink definitief ook daar's plekke, daar's joernaliste wat dit regtig so ver druk. Ek dink sommer onlangs was hier Nederlanders wat Ehm sonder enige begeleiding en so aan, eintlik buite hulle gereelde skedule, kinders hier in een van ons parkies en ek praat nou van kinders tussen 7 en 9 jaar oud, afgeneem met onderhoude met hulle gedoen het oor apartheid sonder dat hulle ouers by is. Mense sulke goed maak mense kwaad. Dit maak mense kwaad as mens 10 keer vir dieselfde joernalis dieselfde vraag antwoord en hulle kom net weer terug, ja, maar is dit nie apartheid nie. Sulke nonsens. So onlangs byvoorbeeld het die BBC gesê hulle wil weer kom nadat ons die vorige keer het hulle soveel feitefoute in 'n berig gehad dat ons regstellings moes laat doen en hulle verskoning moes vra. En toe wil hulle nou een of ander 'n persoon nie uit Suid-Afrika uit wat blykbaar Strictly Come Dancing of iets gewen het terugbring na haar wortels in Afrika toe en die persoon is nou in apartheid groot geword. Nou wil hulle Orania besoek en ek het net eenvoudig gesê nee. Jy weet mens kan nie. Ons gaan ons nie self so laat vermaak nie. So ek dink ook baie keer is daar 'n plek om jouself bietjie te vererg en so aan, maar mense is bly as 'n mens deur onderhoude en so nou maar die genade van bo kry om jouself so bietjie te beteel daarom ook. Ja nee, ek moet sê ek haal my hoed af vir jou. En dan ons gaan nou 'n bietjie na die ouens toe wat so lekker saamgesels en nou kommentaar toe, dan gaan ek hulle vra. Ek sien die ou wat jou wou vasvra met die moeilike teologiese vrae is ook besig hierso in die kommentare. So ons sal nou kyk. Maar my eerste vraag kom nou van nou Johan af wat nou gewoonlik my mede-aanbieder hier by Baardberaad is. En dis hoekom ek nou die groep hier oopgemaak het om te kyk. Hy vra hoekom verskyn die Vrye Weekblad nie in Orania nie? Wel, dit is net 'n kwessie van die Vrye Weekblad verskyn nog nie in Orania nie, Johan. Orania is 10 jaar agter met die media, goed. So ons is pas oor kassette toe en die Vrye Weekblad sal volgende week uitkom. Ek moet sê Joost, ons het vandag sien ek was die jeuglike nuus gedeel dat die Vrye Weekblad nou nie meer bestaan nie. So ek dink jy spaar die Oraniërs groot kampanje as jy 10 jaar agter is. Alwyn wat ek net wil sê is ek hoop Orania en sy verteenwoordigers, myself en Kluis en nog in die toekoms het nooit die gebrek aan selfbewustheid wat Max en sy kamerade gehad het om waaragtig toe te maak en dan kwaad te wees vir Afrikaners wat dit ophou lees, weer oop te maak en dan 'n klomp goed kwyt te raak en Afrikaners sleg te sê en te kere te gaan en dan nou weer te wil toemaak asof die wêreld hulle onguns aangedoen het nie. Ek dink ons mense is net moeg daarvoor om met stokke geslaan te word en dis nie meer vir hulle R75 'n maand werd om te hoor hoe sleg hulle is nie. Ja nee, kyk, ek weet nie of dit ek is ook nou 'n bietjie 'n besigheidsman, nie 'n baie goeie besigheidsman nie, maar ek dink Max is nog slegter as ek want hy sê die ouens wat hom moet ondersteun sleg en dan verwag hy nog steeds hulle moet hom ondersteun. Ek dink daai besigheidsmodel van hom kort 'n bietjie werk. Kan nie werk nie. Herman Lombard vra hierso, hy vra kan Orania nie die res van die land koloniseer nie? Wel, nee. Nee, ons wil nie. Ons sal maar die gebied hierso suidwes van die Oranje rivier sal ons koloniseer. Nee, ek dink op 'n eerliker noot, as mens terugkyk na hoe baie goed uitgewerk het, ek meen die Van der Kloof en Gariep damme wat hier gebou is in verwoerdse tyd, baie mense sê dit was 'n plan B vir die Afrikaner. As die land se sake nie uitgewerk het nie. En ek meen daar was komplekse politiek daai tyd tussen die meer kapitalistiese manne en verwoerd met die tuislande en so aan en ek dink regtig hier was destyds al 'n plan B gewees dat hier rondom die damme in die Oranje rivier skema en so aan dalk 'n toekoms vir ons mense kan wees. So ek dink ek gaan maar die Karoo hier aanhou trotseer wat myself aanbetref, maar ek dink die mense moet bietjie hulle eie munisipaliteite koloniseer. Daar's dalk 'n geleentheid of twee, want ek meen as mens kyk na hoe ons ingedoen word, dubbele belasting moet betaal en dis meer by munisipaliteite in Suid-Afrika, dan verstaan ek wragtig hoe hy voel. So gepraat nou oor
geld sake, het jy gisteraan die begroting gekyk? Ek het hom gelees, iemand het hom vir my aangestuur, hy het gelek. So nee, nee, ek het so vinnig deur hom net gekyk. Ek was gisterand eintlik vas met iets anders, maar ek het gesien hy het gelek. Nee, dis interessant. Dit is vir my baie interessant om nou te sê al wanneer jy weet dat Bella gaan deur, nasionale gesondheidsversekering dreig om deur te gaan, grondonteiening sonder vergoeding word geteken. Die BE fonds word aangekondig, nog ras met grondwette word aangekondig, maar wragtig dis die begroting wat die RNE lyk my uitmekaar uit wil laat spat en dit ek kan dit nie glo dat dit nou die laaste strooihalm is wat die kameel se rug wil breek nie. Maar Joost, is dit nie maar so tipies van die ouens nie? Jy weet, hulle is nie gepla oor enige goed. Jy weet, vir al die meer liberale ouens. Hulle is nie gepla oor enigiets nie, tensy dit sy eie agterend raak. En nou skielik 'n begroting raak direk sy agterend gou. Jy weet, onteiening sonder vergoeding is reg, en ek het al baie ouens so teëgekom in my kort tydjie op aarde, is dat jy weet, alles is wonderlik as dit hom nie raak nie. As hulle Piet se grond vat, is dit reg. Maar sodra dat hulle die ou se eie grond jy weet, dan raak 'n ou meer radikaal as wat ek en jy ooit kan droom om te wees. Maar as dit iemand andersin is, dan is dit maar okay. Dit lyk vir my asof dit daai tipe siekte is wat daar pos gevat het. Ek dink jy's reg, die begroting het 'n baie direkte gevolg op dit. Die ouens voel dit. Maar jy praat so, ek het nogal gelag hoe die grappies deurgekom het van John Steenhuisen, alles gebeur hier om die grondonteiening en die BE fonds en alles. Hy wil net sy appels uitvoer. Ons het Singapore of Taiwan of iets toe. Hy maak net heeltyd plasings oor die appels wat uitgevoer gaan word. Dit was my nogal snaaks. Die hele wêreld vergaan om hom. So ja, dit wys jy partykeer fikseer die ouens so op een ding of op 'n begroting of wat ook al en ja, drastiese goed wat letterlik die ekonomie se einde kan beteken. Ek meen tussen hierdie sanksies en grondonteiening, dis beide sake wat letterlik hierdie land se ekonomie tot stilstand kan dwing. Dit pla niemand nie, maar die korttermynbegroting vir die volgende finansiële jaar, dit almal skrik en sit reg op daaroor. Maar ek dink John dien dalk in die regte regering, want as jy nou sien nou Tian se president, jy weet, hy weet ook nooit wat om hom aangaan nie. So nou dan sê hy iets, maar die res van die tyd weet hy ook maar nie wat om hom aangaan nie. Tron gaan jou afslag as jy dit sê. Ek sien hier so Sniper Codex vra, wat is Orania se opinie oor die Vryburger beweging? Ek weet baie min van hulle af. Ek weet môre is Vryburger dag. Ek kan min kommentaar lewer. Wat ek wel kan sê is, ek het bietjie al van hulle gehoor, maar dit is regtig beperk, so kan my nie uitlaat nie. Wat ek kan sê is, ek vermoed dit was met iemand van die Vryburger beweging wat ek 'n ruk terug op Twitter, wat nou X is, in gesprek getree het oor Orania. En hulle het gevra hoekom ons ander bewegings verwerp vanuit Orania, en ek wou maar net duidelik maak, jy weet, ek sien nie Orania of die Orania beweging as die enigste trek op die groot trek nie. Ek dink ons is 'n trek op die groot trek, en natuurlik is dit die een waar ek graag my gewig wil ingooi en die plan waarna ek glo. Maar ek dink daar kan 'n hele klompie trekke wees. Mense wat ons volk se saak op 'n goeie en etiese manier bevorder, is goed. En ons kan vir mekaar verskil op 'n ordentlike manier. En solank dit tot die vryheidsdoel is en op vir ons natuurlik in Orania, Afrikaner Christelike manier, is vir ons belangrik. En ja, ek dink dit is die kriteria, maar ek gaan my nie te veel uitlaat oor iets waarvan ek min weet nie. Sy, dankie. Dan sien ek, kom ons kom hier na Adi se vraag toe. Hy sê, nou dat die druk op die Suid-Afrikaanse regering is vanuit die FSA, is dit nie tyd om die vryheidsstryd na 'n nuwe vlak te neem nie, en dan vra hy moontlik aandring op internasionale erkenning as selfautonome gemeenskap. Ek dink is dit nie maar min of meer wat jy probeer sê het in jou mediaverklaring nie. Ja, absoluut. Adi is reg, en ek weet ook sy hart klop warm vir hierdie goed.
Ek dink daar's 'n klompie goed wat moet gebeur, en ek dink regtig dit moet ons boodskap na buite wees. Laat ons 'n wenpaal stel. En ek dink dat ons ook realisties wees. Ek meen ons die Orania beweging en ander Orania instellings beplan 'n internasionale sending binnekort om ons eie saak te gaan stel. Maar ons moet ook realisties wees. Ek dink hier's baie groot geopolitiese goed wat in hierdie Trump ding inspel. Ons almal is nou half bly dat dit Trump was, maar ons moet onthou hierdie goed het al onder die Biden regering begin, wat hy al begin wonder het oor Suid-Afrika en begin krities raak het oor die Suid-Afrikaanse regering. En dit is 'n kwessie van Suid-Afrika of die ANC regering meng in met Amerikaanse beleid. Israel en Amerika is groot vriende en die sleep na die internasionale geregshof toe. Die feit dat die Suid-Afrikaanse regering Israel daar gedaag het nie by Amerika goed afgegaan nie. Die kwessie met die Taiwanese ambassade in Pretoria of de facto ambassade en nou veral hierdie kwessie met Iran en die moontlike Iran. So ek dink dis geopolitiese faktore wat vir Amerika baie belangriker is as dat hulle so lief is vir ons en vir ons vryheid dat hulle dit vir ons wil help bou. Ek dink ons moet so ver ons kan kapitaliseer op hierdie saak. Ek dink nie ons moet nou terughou nie, ons moet 'n duidelike wenpaal stel met die begrip dat dit dalk nie vir ons kan uitwerk nie, dat ons dalk nie daai wenpaal gaan haal nie, maar ons moet hom onomwonde moet ons stel wat ons wil hê en dan kan ons intoe werk. Ek sien nou selfs al Amerikaners, byvoorbeeld die jong Republikeine in New York wat sê, hoorie, maar hulle dink daar's twee oplossings vir Afrikaners om te oorleef. Een is hulle moet vlug Amerika toe, die ander is 'n soewereine staat. Ek dink ons moet dit definieer, ons moet dit sê, ons moet so intoe werk. Ons moet net nie 'n vals verwagting skep dat dit vingerklap gaan gebeur nie. En ek wil klem daarop lê dat ek nie dink enigiemand kan ons vryheid vir ons gee nie. Dit is nie moontlik nie. Nie Trump nie, nie Cyril Ramaphosa nie enige ander wêreldleier kan ons vryheid vir ons gee nie. Hulle kan ons vryheid erken. Maar dit sou beteken dat ons vryheid moes bou. En dit is hoekom ek maar in die Orania model glo, want ek glo 'n territoriale gebied is belangrik. Ek glo persoonlik eie arbeid is ononderhandelbaar. Ek glo mens met jouself kultureel kan definieer en dit is hartseer om te sien hoe baie van ons mense afvallig geraak het. En afstand doen van ons eie kulturele feeste en gebruike en ons geskiedenis en ons vlae en so aan. So ek dink dis uiters belangrik dat mens jouself so duidelik as moontlik, so uniek as moontlik en so gereeld as moontlik definieer. As jy dit doen en jy kan 'n ekonomie bou om jou gebied te ondersteun, dan kan 'n ander staat jou erken. So ek dink regtig ons moenie bang wees om baie ekonomiese fokus, om te industrialiseer, om uitvoere te bevorder, daai tipe van goed is baie belangrik. Ons moet. Ek dink dit is die sleutel, daai wat Adi sê om ons vryheidsdroom na 'n volgende vlak toe te vat. Ja, ek dink presies dit. Politiese erkenning met ekonomiese en kulturele realiteite. Ek dink jy het vir my 'n belangrike ding genoem is dat mense nie moet dink hierdie is 'n kitsoplossing nie. Ek dink baie begryp daarna en dink is 'n kitsoplossing. Hierdie stryd is al een wat dis langer as 30 jaar wat die ANC in beheer is, het die mense dit sien kom. Soos jy sê, Orania is al langer as die sogenaamde nuwe Suid-Afrika kon hulle al die probleme sien kom. So hierdie stryd kom nie van gister af nie en dit is 'n trappie vorentoe. Ek dink baie mense veral in vandag se tyd soek net hierdie kitsoplossings. En 'n ander ding wat belangrik is wat jy ook gesê het en dan vat 'n ou dit terug. Oom Paul dit nou. Ek is nou natuurlik 'n groot Oom Paul ondersteuner. En is hierdie jaar juis Paul Creer 200, hy sou hierdie jaar 200 jaar oud gewees het. Maar jy weet in gedurende of hy het gesê ons moet uit die verlede uit leer en gedurende die Tweede Vryheidsoorlog was daar een van die Britse offisiere se vrouens wat huis toe geskryf het Engeland toe na hulle een of ander onthaal gehad het en sy het gesê daar dat sy kan nie glo hoeveel aan die boerekant glo dat daar gaan iemand van buitekant afkom en hulle kom red nie. Hulle glo iewers van Europa af gaan daar 'n skipie kom land of wat ook al. Jy weet baie was onder die indruk dat hulle self nie veel hoef te doen nie want iemand anders gaan hulle red. En ek dink jy's nou seker meer belese as ek in hierdie veld, maar ek weet nie van enige volk wat op daardie manier vry geword het nie.
Ja, nee, dit is eintlik tragies, nê. Ek wil by jou aansluit al wanneer jy verwys na hoeveel van ons mense het gedink iemand gaan hulle net kom red. Samelopend daarmee het ek al gelees dat hulle sê die baie van die ou boere het net eenvoudig geglo ons saak is reg en ons saak is reg voor die Here, daar's geen manier dat ons hierdie oorlog kan verloor nie. Ons kan hom nie verloor nie want ons is regverdig. Ja, en ek dink ja, dit is eintlik tragies. So iemand moes kom of iets moes gebeur want dit kan tog nie. Net soos baie van ons mense in 94 gedink het dit kan tog nie. Hierdie land kan tog nie onder 'n swart regering nie. Ons het nou soveel goed gedoen tot hier toe. Ek dis nie spog nie want dit is nie ek wat betrokke was in die vroeë jare nie. Dit was Prof Karel en Dr. Chris Jooste hulle en so aan. Maar hulle het in die 70s, 80s al gesê, hoorie, ons moet nou, ek wil amper sê en dit klink vreeslik as mense dit hardop sê, maar ons moet bietjie strategies retireer want ons moet eers weer op een plek hergroepeer. En Afrikaners se probleem is nie ekonomies nie, dit is eintlik nie eers militêr nie, ons probleem is demografies en ons is so versprei oor die land. Ons moet nou eers op een plek weer bymekaar kom en hier 'n meerderheid word. So dis die Oranje strategie en die feit dat hulle dit kon sien terwyl Afrikaners nog in beheer van die land was en ons eintlik toegang gehad het tot soveel goed. Sê eintlik vir mense baie van daai ding dat hulle kon insien, weet jy wat, maak nie saak wat ons glo of dink of voel nie. Hier kom 'n realiteit en hy kom soos 'n stoomtrein op ons af en die wyse ding is nou om so lank te begin hier uit die pad uitkom. En te begin bou aan 'n alternatiewe spoorlyn. Ek dink regtig visionêre manne bereid gewees om goed agter te laat. En soos wat jy nou tereg daar sê, daai ding van niemand kom nie, niemand gaan ons kom red nie. Ons moet nou 'n plan maak. Ons in ons volksstaat se geskiedenisboeke sal daai manne diep bespreek word. Kom ons gaan gou terug na die kommentaar toe. Riek vra, hy sê as ek dit reg verstaan is daar ook 'n vorm van interne vlugtelinge status waar vlugtelinge binne 'n land as vlugtelinge binne 'n sekere gebied geplaas word. Hy sê blykbaar is dit in Bosnië of van die Balkanstate gedoen. Is jy bewus van dit? Ek moet nou sê ek weet nou nie hoe dit werk nie. Ek weet nie veel daarvan nie, alhoewel ek weet glad nie van die tegniese goed nie. Ek weet eintlik van vlugtelinge in die algemeen tegnies maar min. Ek dink daar was in daai state so iets om die waarheid te sê, die Europeërs en die Amerikaners wat ons besoek, praat baie van Suid-Afrika se balkanisering, se opbreek in 'n klomp klein state. So dit is nogal 'n interessante lyn om te trek, maar daai tegniese goed weet ek ongelukkig nie van nie. Ek weet daar's 'n paar ouens wat hierdie week verskillende goed geskryf het oor vlugtelingstatus, maar dit is 'n interessante hoek. Ek lag nou die ouens skertsies soos hulle sê jy moet nie sê soos die Engelse sê nie, jy moet dit maar net doen soos die Afrikaners dit sê. En Pieter vra nou, hy vra soos hy ook maar sê hierdie ding het baie mense onkant gevang. Maar hy sê of sy vraag is artikel 235 in die Afrikaner akkoord, dra dit gewig vir ons in geheel? Wat sal jy daarop sê? Jo, moeilike vraag. Ja, dit dra gewig vir ons. Ek dink veral 235. Maar as ek eerlik moet wees, ek dink dit dra vir ons verskriklik baie juridiese gewig nie. Ek is nie 'n jurist nie, maar ek het al met 'n paar van hulle gepraat. En daar's twee probleme. Een is 235 is 'n baie kort omskryfde stuk teks en tweedens hy sê heeltyd ingevolge hierdie wet wat verwys na die grondwet van Suid-Afrika wat nie in Afrikaners se guns geskryf is op enige manier nie. So hierdie is regte wat jy het ingevolge die grondwet. So hy verwys heeltyd terug daarna wat dit nogal moeilik maak om juridies daai iets te kry. Ek dink ons het al wel baie politieke ruimte oopgebreek met die 235 argument. Juis omdat dit uit 'n ooreenkoms uitkom, 'n ooreenkoms wat onder andere eie skole vir Afrikaners en grondregte verseker het, nê? Die skikking in 92-94, daai oorgangsskikkings het baie spesifiek verwys die status quo oor grondregte en die onderwyskwessie word gehou. En op grond daarvan is 235 dan ook bygesit tipe van as 'n meganisme. En nou ja, nou is albei daai ander goed is aan albei daai ander dele van die skikking waar op grond waarvan Afrikaners eintlik teruggestaan het, is nou verbreek. So ek dink 235 het vir ons 'n bietjie politieke waarde. Ek is net nie ons moet net nie te juridies te swaar op hom steen nou al dink ek nie. Ek dink ons moet maniere kry om hom uit te bou en groter te maak. Die Afrikaner akkoord bietjie soortgelyk. Ek gebruik dit verskriklik baie. Ek verwys altyd daarna.
Van die vroeë Orania denkers soos professor Karel Boshoff en dokter Chris Jooste en so aan. Karel Vier, prof Karel se seun was byvoorbeeld ook op die Volksstaatraad. En ek dink die hartse realiteit is hulle het gedink Afrikaners gaan almal trek en so aan en mense het tog maar geïntegreer in die nuwe Suid-Afrika in. So die Afrikaner akkoord is ook iets wat ek gebruik. Ek dink Orania is op 'n manier gebore daaruit. Ons kon net nie uitkom by wat nodig was nie. Ons kon nie uitkom by 100 of 200 of 400 000 mense nie, vir 'n verskeidenheid van redes. En kon dit nie dis nie regtig heeltemal opeis nie. Ek dink ook nie ons het alleen reg daarop nie. Ek dink ander ouens moet ook daardie argumente gebruik. Net dood eenvoudig deur dit baie te gebruik, versterk ons dit ook op 'n manier. So ek dink ons moet op baie goed steun. Juis omdat dit kom uit 'n onderhandeling waar dit gestel is as 'n fasette van 'n groter eintlik 'n magsoorgawe, dat daar sekere reëlings was. Onderwys, grond en dan die akkoord en die en 235. So ek dink ons moet kwaai daarop hamer. Ek dink net nie as ons nou hof toe gaan ons 'n hofsaak wen wat sê goed, daar is julle volksstaat nie. En dit kom maar weer eens terug, net soos wat Trump nie vir ons net 'n volksstaat kan gee nie, hy kan maar bloot iets erken. Net so kan 'n hof waarskynlik ook, ons gaan dit moet bou. Dit kom maar weer terug daarna toe albei. Dis wat ek dink. Ja, ek dink by 235 is op hierdie stadium so wyd soos die Here se genade. Die idee agter 235 sou of was dat daar wetsontwerp sou gevolg het. Op 235 wat sê dis hoe jy by selfbeskikking uitkom, jy moet ABC. En daai wet is nooit geskryf nie. Dit gee vir ons baie plek om binne dit op te tree en dinge 'n bietjie te interpreteer soos wat dit ons pas, en om die boodskap uit te dra. Maar ja, ek dink nie dit is iets wat op hierdie stadium ons, soos jy sê, net ewe skielik gaan vrymaak nie, maar ek stem saam met jou. Ons moet al die pile wat ons in ons koker is, moet ons gebruik. Maak nie saak wat 'n organisasie is nie, as jy vryheid voorstaan. Jy weet, moet ons maar alles gebruik wat ons kan. Ons kan nou sien die Flamingo, hoe lank sukkel hulle nou al om vry te wees. Nou voel ek sommer simpel, wat is die ouens daar in dis nie Spanjaarde se naam nou weer. Katalonië. Ja, dankie vir die reghelp. Weet, dis ouens wat al jare in die stryd is. Dis ouens wat al jare lank beklei, baie langer as ons. En hier dink ons sin moet uit die lug uitval. Ek dink ons moet ja, miskien is ek nou weer my ontaktvolle self, maar daai Afrika mentaliteit dat goed vir jou uit die lug uit gaan val gebeur nie. Jy weet, enige iets wat die moeite werd is om te kry, moet daarvoor gewerk word. En daar moet voor offers gebring word en my ou wyse oor hulle vriend Paul Creer het altyd gesê, die Afrikaner sal daar vry wees waar hy bereid is om te staan en te val vir sy vryheid. En ek dink baie mense miskyk dit. Hulle dink vryheid moet hier gebeur waar ek is. En as vryheid nie op my voorstoep gebeur nie, dan wil ek dit nie regtig hê nie. Ek dink dit vat dalk 'n bietjie 'n denksprong van ons ook af oor hoe vryheid werk en wat se offers moet ou daarvoor bring. Dis alwen ek wil nou nie my eie woorde hier by 'n man wat 'n swaar gewig was in die saak sommer net indruk, maar ek sou graag wil byvoeg by wat hy gesê, daar waar ons sal staan en val en self werk vir ons vryheid, daar het ons 'n kans. Demografie is lotsbepalend. Dit is en arbeid is demografie bepalend. So as ons met daai ding in onsself gaan besluit, dat ons vryheid vir ons so belangrik is dat ons daai demografiese ding moet ons, dit is ongelooflik belangrik. Maar net weer Orania sterkie daarby. Ek dink ons baie van ons mense daar buite wat dit ook besef en wat dit ook praktiseer, vir verskillende redes, van veiligheid tot die saak tot wat ook al. Maar mens moet dit op een plek doen vir dit om 'n Afrikaner meerderheid daar te hê. Maar hoe ek dit sien. Ek maak hierso notas en ek lees hierso en dan druk ek nou nog knoppies hier op die einde, so ek verloor partykeer so 'n bietjie kommentaar wat ek nou raak gelees het, maar dis nogal iets wat ek eintlik verlede week toe ons nou gepraat het, toe is dit nou iets wat ek voorberei het en ek is bly iemand noem dit, ek het nou amper vergeet daarvan. Wat is jou gedagte oor mense wat
jy weet wat nou na Trompie land toe gaan vlug, hulle gaan nou almal op hulle vliegtye klim en nou gaan ek dalk 'n klomp mense die hoenders in maak. Ons kla oor volksmoord, maar is dit nie maar een van die vinnige maniere om 'n volk te vermoor deur om weg te trek nie. En ja, nou kan julle my maar met klippe gooi daar in die kommentaar, my skouers is breed, maar jy weet my ervaring daarvan en 'n klomp van die mense wat saam met weet Colours nou van my jaar is oor see. En man, daar's nie 1% van hulle wat terugkom nie. En hulle kinders is al klaar klein Nieu-Zeelanders, klein Australiërs, klein Amerikaners, wat ook al. Hulle kinders wil nie meer met ons volk assosieer nie. Dink jy ek is 'n bietjie kras op my kritiek daar? Ek wens ek kon sê jy is verkeerd Alwyn. Maar ek kan nie sê jy is verkeerd nie, dis die waarheid. Dit is my eenvoudige realiteit. Mens pas aan by die meerderheid. Of jy nou dink jy gaan of nie. Jy vra vir my wat dink ek van mense wat die vlugteling ding gaan opneem. Op 'n sekere manier kan ek hulle nie kwaadlik neem nie. Ons woon hier in Orania waar dinge redelik goed gaan. Hier's dienslewering, hier's veiligheid, hier's 'n gemeenskap en so aan. So natuurlik bly ek baie lekker hier en dit is voorspoedig en mens sien die gemeenskap floreer. Nie sonder uitdagings nie, maar daarom is die belangrike goed redelik reg. En dan kry mens van ons mense wat in haglike omstandighede leef, wat uit hulle werke uitgestoot is, wat deur die staatsdiens wat nie toegang het tot die staatsdiens, tot opleiding nie. Hulle kinders is in skole waar hulle aktief afgebreek word vir hulle Afrikanerskap. Hulle jy weet dit is net moeilik en dan loop hulle onder misdaad deur oor en oor en dan lyk dit vir hulle aanloklik om te gaan en ek sal ook in iemand se pad staan nie. Ek sal wel sê dit sal vir my baie sleg wees. Elkeen wat ons verloor, wel of hulle nou Nederland toe of Kanada of Nieu-Seeland of nou vlugtelingstatus in Amerika. Ek dink dit is baie hartseer elkeen wat ons verloor. Mens hoop maar dat van hulle daar die kultuur nog in diaspora kan aan die gang hou, maar ek dink dit is moontlik nie. My argument is eenvoudig. En dit bring vir my weer eens terug by Orania. Ek kan nie anders nie, maar dit bring my terug by Orania. Die boodskap wat 'n persoon in sy ouerhuis hoor, wat 'n kind in sy ouerhuis hoor, moet hy ten minste ook naaste by Belyn by sy skool hoor. Ten minste naaste by Belyn by die kerk hoor. By die werk moet dit naaste by ten minste dieselfde wees. En wanneer die kind groter word en hy kry 'n kerel of sy kry 'n kerel, hy kry 'n meisie, moet hulle ten minste dieselfde waardes deel en dieselfde perspektiewe. En dan uiteindelik gaan dit aan na die volgende geslag toe. So, as jy daai wegvat, ek sê altyd dis om kultuur te probeer individualiseer of te privatiseer. Nou dink jy gaan nog Afrikaans praat in jou huis, en so aan, maar dit is 'n eiland in 'n see van iets wat volksvreemd is. En party volksvreemde goed is vir ons makliker en nader, om 'n miskien 'n Australiër of 'n Amerikaner te wees, voel nie so ver nie, maar dit is tog, dit is iets anders as wat ons is. En jy gaan jou identiteit verloor. Jy kan dit net so lank kunsmatig aan die lewe hou in 'n huisgesin omring deur mense wat anders as jy glo, dink, doen, leef. So ek dink ons sal miskien enkelinge hê wat in diaspora hulle identiteit hou. Ek dink ons sal miskien enkelinge hê wat terugkom, maar ek dink ongelukkig gaan baie mense gelukkig wees om te integreer as Amerikaner, Nieu-Zeelander, Australiër. En ons gaan hulle kwyt wees. Ek was nou juist in die moeilikheid hierdie week daar op Bakkiesblad toe iemand daar iets opsit van seuns wat basketbal speel en ek maak die kommentaar dat ek sien die seuns speel netbal daar. Die kommentaar het nie goed afgegaan nie, jy weet wat ons nou sal oorlag hier by ons wat vir ons snaaks is, ervaar hulle klaar nie meer snaaks nie. Jy weet, hoe kan ek eers die vergelyking tref? Dit is nou so tong in die kies. Roan vra hierso, jy het nou gepraat van die volgende geslag. Sê hierso aanwas, hoe kan ons aanwas bemoedig? My kort antwoord is trek Orania toe. Wat sal jou antwoord wees? Ja. Hoorie, dis nou interessant dat jy dit sê. Hier's 'n Amerikaanse besoekers hier gewees wat ek nou nie sal sê wie nie. Party mense mag dalk hulle ken en hulle hou dit so 'n bietjie op 'n laer profiel, maar mense wat breedweg ons sentimente deel vir hulle eie mense en wat Orania ook ondersteun. En ons het seker 'n uur en 'n half gepraat oor hoe mense dit bevorder. Ons het gepraat van subsidies. Daar was 'n program in Orania op 'n stadium waar 'n ma R5000, okay, dis nou in Orania se beginjare net, klink nou min, maar R5000 kontant kry by die geboorte van 'n kind
wat sy dadelik kry om te spandeer en 5000 in belegging om die kind se opvoeding en opleiding mee te help later. En baie goeie program. Ons dorpsraad kon dit later net nie meer bekostig nie want hulpbronne is maar skaars. Maar ons het letterlik, wat was dit eergisteraand, het ons 'n sekere ure en 'n half gepraat, hoe moedig mens daai goed aan en ek dink mens moet dit finansiëel insentifiseer. Jy moet dit moontlik maak, het sy dan nou miskien in die toekoms met belastings of met jy weet wat weggeneem word of met ten minste met uitbetalings of beleggings of dan miskien 'n pensioen vir die ma. Laat mens vir haar vaste belegging kan maak of so iets. So mens moet aan sulke goed dink. Buitelandse geld inkry, dollars en euros gaan baie ver. En mense in die weste sal bydra tot so 'n fonds, ek dink so. Ja nee, ek spot nou so want baie van die jong mense wat ek ken in Orania, jy weet het klomp pragtige kinders. En terwyl ons nou daarop is, wil ek net vir Kobus sê, Kobus Pretoria is daar Orania, wat jy ook seker goed ken. Hy het 'n pragtige dogtertjie weer ryker geword, so in die week, so Kobus, nou sê ons sommer hierso, nasionaal en wêreldwyd vir jou baie geluk met die nuwe klein ding. Mag sy vir jou en Lucia jy weet sommer groot vreugde bring en dan kuier oupa sit en Sylvia ook 'n bietjie daar in Orania so 'n bietjie. So ons hoop hulle geniet ook hulle kuier daar tussen julle, maar ek dink dit is dis dalk 'n ander inslag. As mens kyk na geboortesyfers was hy rondom 94 en elke keer rondom krisistye het mense minder kinders. En ek dink die meeste van die mense in buite Orania is half van daai, kom ons noem dit krisistyd, in hulle koppe nog steeds. Hulle voel die bedreiging heeltyd om hulle en daarom het hulle nie noodwendig baie kinders nie. Terwyl dit vir my nou hier van buite af, ek is nou nie 'n Oraniaar nie en ek kom ongelukkig te min in Orania, ek hoop ek kan meer daar kom kuier, maar dit is asof die ouens daar wat daar werk is anders gebedraad, omdat hulle nie elke dag met noodwendig met die realiteite van die nuwe Suid-Afrika mee moet saamlewe nie, is asof die mense makliker kinders kry, of kom ons sê gemakliker is om kinders te kry. Ja, ons het almal nou al daar's nie DStv in Orania aan die grappie gehoor albei. Maar wat eintlik net 'n positief, is eintlik 'n groot kompliment as iemand dit sê. Maar ja, ek dink dit is so. Ek dink nog 'n ding wat mense onderskat, hè, ons veral mans, ons is geneig om baie meer oor die harde politiek te dink, nê. Nou maar in my opinie, die politieke skuwe en strategieë en die groot goeters, maar wat ons baie keer bietjie van vergeet, is die gemeenskap, die sagter tipe van goeters. Hoe gaan dit met 'n gemeenskap? Jy weet, hoe kuier mense saam? Hoe sosialiseer hulle saam, nê? Gemeenskapskonserte en goed waarin mense almal deelneem. Daar's 'n sekere iemand het dit hierdie week genoem, die radikale normaliteit. Normaliteit is eintlik so radikaal in die res van Suid-Afrika. Net doodnormale goed wat 'n gemeenskap veronderstel is om te doen. Saam kuier, saam goed bywoon, saam eet, saam wat ook al. En ek dink dit is 'n positiewe omgewing waarin mense die vertroue het om ook groter gesinne te hê, waar kindertjies oor en weer met die bure kan speel en so aan. En weer eens, Orania is nie 'n perfekte plek nie, maar daai dink ek is nogal 'n groot positief. Ek moet nou sê, om nou bietjie na Orania toe terug te kom ook, is dat ek sien baie keer die kritiek teen Orania dat ek probeer dit nou op 'n mooi manier sê, maar laat Orania nou of mense verwag van Orania om die armsorg te bied vir die mense wat hulle in hulle eie gemeenskappe nie wil armsorg gee nie. Jy weet, wat die ouens sê, nee, maar hoekom gaan daai ouens nie Orania toe? Hoekom aanvaar Orania nie net al hierdie ouens nie? Kan jy 'n bietjie vir ouens meer die realiteit vertel? Ek meen, Orania is tog nie 'n so groot plek wat met onbeperkte fondse en onbeperkte jy weet bates sit om net almal te kan inneem nie. Ja, ek weet ek dink dis 'n onregverdige kritiek, dis hoekom ek jou wil kans gee om net daarop te antwoord. Ja. Kom ek sê so, ek dink die rede hoekom baie mense daai kritiek opper is want hulle sien ander goeters. Kom ons vat, hulle sien 'n mooi swembad, hulle sien, jy weet, ons bou 'n stadsplein, ons bou nuwe geboue en so aan.
En dan dink hulle, joh, kon daai geld nie beter aangewend word om ons mense te help nie. Nou wil ek eers van alles sê, ek dink nie ons doen genoeg om ons mense te help nie. Ek dink nie enigiemand anders doen genoeg om ons mense te help nie. Daar's groot instellings wat regtig probeer. Daar's individue wat probeer, daar's gesinne wat probeer en wat wonderlike werk doen en so aan. Dit is 'n bitter moeilike ding vir 'n klompie redes. Nou, kom ons begin eerstens net by hulpbronne. So, uh uh Urania se vooruitgang op verskillende vlakke. Kom ons vat energie-onafhanklikheid waarmee ons nou so entel gevorder het en nuwe geboue en so aan. Dit alles moet kommersieel op hulle eie bene staan. Selfs ons veiligheidsdienste lewer 'n diens in die groter omgewing wat hom help om te kan bestaan, jy weet. So goed staan kommersieel op hulle eie bene tot 'n groot mate en ons pog so 'n bietjie daarmee. Ek weet ons doen dit, maar dit wys ook vir die wêreld jy koop in nie op ons plan en raak deel of reis hiernatoe en so aan, maar hierdie goed moet kommersieel op hulle eie bene staan. En nou sit jy met iets so moeilik soos hulp aan behoeftige Afrikaners. En dis nie 'n ding wat op sy eie bene kan staan nie. Dit is 'n hand wat jy uitsteek vir hulp. So ons het 'n paar besluite geneem. Eerste een is ons probeer om nie heffings en kom ons noem dit nou maar belastings te gebruik om vir bemagtiging en opheffingsprojekte nie. Dit moet 'n vrywillige ding wees. Daarom het ons inisiatiewe soos die Helpsaamfonds. So Helpsaamfonds is 'n volfiliaal van die Oranje beweging. Wat hy doen, hy werk net met vrywillige donasies. En ons het nou in Januarie kon ons 'n miljoen rand se donasies uitkeer na bejaardes wat nie hulle eie sorg kan betaal nie. Ontwikkeling van bekostigbare behuising, kinders wat nie skoolfondse kan betaal nie en. En dit kom van mense wat ons ondersteun. Ons administreer dit net, nê? Ons wat dit jy weet maak op 'n of ander manier nie. So daarvoor baie dankie. Dit help 'n klomp mense. Dit beteken egter nie as 'n bejaarde nou hiernatoe kom en hy het nie verblyf nie, gaan ons maar net sê hoorie, ja, ons kan jou help. Dis net nie moontlik nie. As ons dit begin doen, sal ons so vinnig oorval wees dat Orania sal nie kan voortbestaan nie. Ons sal nie hulpbronne hê om dit te doen nie. Bekostigbare behuising is iets waarop ons baie fokus want behuising is een van die hoogste hekkies om dink ek in Orania in te kom. Ek dink wel dis besig om te stabiliseer omdat so baie erwe gediens word, maar behuising is 'n uitdaging. Die koste van behuising, so wat ons gedoen het alwen ons befonds van hierdie projekte en stel dit dan as 'n huureiendom vir goedkoper as markwaarde beskikbaar. Is nie kompeterend kommersieel nie, maar die voordeel is ons gee vir daai persone verantwoordelikheid. So jy moet nog steeds jou huur betaal. As jy jou geld gaan uitrook en uitdrink, gaan jy huur kan betaal en gaan jou plek verloor. Maar ten minste is jou plek goedkoper. Jy kan 'n voet in die deur kry. So probeer ons maar help. Ek dink ons is ver van perfek af. Ek dink mense wil nog baie meer doen. Maar hulpbronne is ook maar 'n groot uitdaging. Ek kan nie glo hoeveel mense bel ons en sê hoorie my broer of my pa of my kind of my tannie of wat ook al kan nou nie meer aangaan hier in die stad nie. Kan ek haar op 'n bus sit vir julle? Jy weet is daar 'n plek waar ek haar kan incheck soos hulle sê, kan ons haar kom aflewer. Dit is nogal skokkend om te sien hoeveel mense doen dit hoor. Kan ek hierdie persoon Orania se probleem maak en nie meer my eie nie. So dit is ook 'n bietjie van 'n entitlement onder ons mense. Ja nee, maar dis wat ek sê, ons mense wil nie na hulle eie kyk nie, maar dit moet Orania se probleem word en dan kritiseer hulle Orania as Orania sê nee, ons kan nie. Maar hy kyk nie hoekom sorg hy self nie. So jy weet dit is nogal 'n bietjie 'n klippie in my skoen. As ek dit net hoor dan as ek sommer op slag my taktvolle of ontaktvolle self. Verduidelik 'n bietjie vir die mense belasting. Hoe werk belasting daar in Orania? Betaal jy uiteraard moet julle nog steeds belasting aan die groot swart gat betaal, jy weet daar waar die res van Suid-Afrika se belasting in verdwyn. Hoe werk belastings daar? Hoe befonds julle eie projekte soos byvoorbeeld die sonplaas en die mooi batterye wat julle nou daar aangesit het en die tipe van goed? Alwen ek kan tot my spyt sê dat ons daarom ook kan sê ons befonds so nou en dan 'n baie duur whisky partytjie daar in Pretoria of rondom die parlementsgebou of so aan met ons ou karige belastingbydraetjie. Kan jy dink wat ons sal kan doen as ons belastinggeld op onsself kan spandeer, nee. Dit sal ongelooflik wees. So ons inkomstebelasting, maatskappybelasting, belasting op toegevoegde waarde, dit vloei alles uit Orania uit.
maar wonder bo wonder en regtige wonderwerk of genade van bo, het ons dit reg gekry om na die 2000 hofsaak oor Oranje se munisipale status munisipale heffing self te mag invorder. En dit skep 'n bietjie geleentheid, al is dit 'n partykeer net ekonomie van skaal. So ons dorpraad kan daai heffings kan hy self in. En nou kom ons vat 'n baie relevante voorbeeld en dis ons battery. So ons het 'n paar stappe geneem. Eerstens, ons het die mense deel gemaak van die vorder na ons doel van energie selfstandigheid en dit is om te sê ons betaal die beste in die land van al die munisipaliteite in die land vir ouens wat terugvoer in die netwerk in met sonpanele. So as jy 'n sonstelsel op jou besigheid of huis se dak het en jy voer terug in die netwerk, betaal ons R1.50 per kilowatt. Tweede beste munisipaliteit in die land is Kaapstad, hulle betaal 80 sent, né? So ons wil die mense deel maak van die proses en die mense het deel geraak. Tweede ding wat ons gedoen het is om te sê ons kan as ons sonplase bou met beleggersgeld en ons betaal dit teen gewone tariewe verkoop ons dit weer terug aan die inwoners asof hulle dit by Eskom koop, dan is daar 'n bietjie winsie te maak en daai wins kan ons gebruik om beleggers te diens wat in ons batterye en ons sonstelsel belê het. So dis 'n kommersiële model. Ons kan nie anders as kommersieel nie want ons het nie staatskaste nie. So dis maar 'n kommersiële model en dit is hoe dit werk en ja, ons mens kyk maar so 'n partykeer 'n bietjie rond op jou stoel. Die manne daar by Orasol om daai battery betaal te kry is hulle moet mooi planne maak, maar hulle kry dit reg. Hulle het beleggers gekry. Hulle kry dit gediens. Ek is seker hulle gaan nog kry en hulle gaan daai ding gedoen kry. Die battery is reeds geïnstalleer, so daar's in elk geval nie 'n ander keuse nie. En mens moet dit maar net doen. So dis uit en uit 'n kommersiële model. Joost, laat ek net eers die vraag vra. Ek sien iets nou 'n paar beseringstyd vrae wat hier ingekom het wat ek graag sal behandel, maar hoe lyk jou tyd? Ek sien ons is amper op die tyd wat ek jou bespreek het, amper verby. Ek gaan nie sleg voel as jy sê jy moet gaan nie. Ek weet jy's 'n aanvraag, so asseblief wees vry om te sê hoorie, dit is nou klaar of iets as ek nou 'n bietjie oor die tyd gaan. Reg Alwyn, ek dink ons kan hom daarom nog so 10 minute druk. Ek met 'n paar dinge wat ek moet doen, maar kom ons kyk of ons 'n beseringstyd 3 kan druk. Hier's nou 2 vrae wat ek hier nou gesien het wat nou redelik algemeen is en mense wat nou nie bekend is met Orania nie, gaan jy nou mooi kan reghelp. Breitenberg Houmer vra as daar werk beskikbaar in Orania. Ek dink dit is 'n vraag wat jy baie kry. Ja, kort antwoord is ja. Die langer antwoord is dalk nie presies die werk wat jy voor gekwalifiseer is of wat jy kan doen of wat jy wil hê nie. As gevolg van ons arbeidsbeleid is jy omtrent altyd werk. Salarisse kompeteer nou op alle vlakke al met die res van die land nie, maar afhangende van wat jy doen. Ek raai almal aan, as jy wil kom kyk na werk, het sy entrepreneurs, as jy besigheid wil begin of vir iemand wil werk, kom kyk, kom spandeer 'n naweek in Orania. Dit is tog die moeite werd om te kom en te kyk in watse lyn jy is. Hier's min werk vir neurochirurge en vuurpylwetenskaplikes op die stadium. Maar hier is weer baie werk vir ouens wat baksteen kan lê en kan miskien bietjie met hulle hande kan werk en so aan. So dit hang regtig af van wat jy kan doen, wat jou kwalifikasies is en hoe goed jy is met planne maak. En hier's nou nog 'n algemene vraag seker vir jou. Sê hoe sluit mens aan daar? Is dit maklik genoeg vir boere om soontoe te trek? En is Zanu Labeskagh wat so vra? Ja, so met aansluiting klink dit amper of hy praat van die Orania beweging. Dis ons ondersteuners instelling die om hier te kom woon, moet mens deur 'n verblyfsregproses gaan. Ek gaan sommer die e-posadres gee. Dis verblyfsreg by Orania by myorania.co.za, so verblyfsreg by soos 'n @myorania.co.za. Kry die vorms, dan sal maar 'n administratiewe proses met 'n bietjie vorms en so aan en dan gesprek met die gemeenskap en ons oriënteringsprogram en so aan. Boere wat boerdery betref, hier is Orania is omring deur landbougrond, maar in die dorp self is daar min geleenthede vir ouens om 'n plaas te koop. In die sê nou maar 10,000 hektaar wat Orania is daar min plase, kommersiële plase te koop. So dis nie onmoontlik nie, maar dit is 'n bietjie moeiliker wat dit dan betref. Ja, ek moet nou sê hy het boere met hoofletter geskryf. Ek moes dit daarom seker vir jou gesê het. Maar nee, ek dink jy het redelik daai vraag. Ek het gedog jy gaan dalk 'n langer antwoord aan daai vraag. Dit was nou die belangrike vraag wat ons wou by uitkom. So ek gaan jou nie veel langer aanhou nie. Ek het net nog so hier op die einde. Draf jy nog?
Ek probeer dan nog, ja, dis maar wat bietjie my kop van al die joernaliste af weg alwyn. Gaan jy hierdie jaar weer aan die Comrades deelneem? Ja, ek het ingeskryf, so ons sal sien hoe gaan dit, maar ek het my geld lê nou reeds in hulle hande, so ek sal seker maar sukkel om uit te klim. Nou dit was die voorlopers. My eintlike vraag is ehm maak dit nie 'n volksstater se hart seer as hy aan 'n wedloop moet deelneem wat 'n kommunistiese naam het nie. Comrades klink vir my amper so ouens daar in Pretoria hulle medeburgers noem. Ja, waar is daai man wat gesê het ons moet die land koloniseer? Ons maak hom sommer die kamerade wedloop. Ja. Ja, Ja, nee, dis interessant, maar ons moet dan ons vlag daar dra ook. Ons hardloop aan hemde wat baie groot sê Orania, die Afrikaner tuiste. So ons draf lekker daar verby allerhande mense en hulle het allerhande kommentare en so aan en ons het ook maar weer terug kommentare. Partykeer is die ouens regtig positief oor Orania. So ons dra maar ons vlaggie. ja nee, ek moet nou sê dis nou twee goed wat ek nie daai Comrades sukkel ek mee en daai ver draf jy weet selfs met die slegte Suid-Afrika is diesel regtig nog nie so duur nie. So ek is nou nog een van daai ouens. En dan sien ek Johan Meinaert, ekskuus, hy het nou net hier ingekom. Sê is daar werk vir kenniswerkers. Hy praat van IT sagteware wilkontwikkeling. Dan wil ek nou sê as ek het nou iets gesien hierdie so vanmiddag iewers van 'n van 'n kom ons noem dit nou 'n halfe werksentrum waar Orania kan help vir ou om te werk om in Orania te bly maar vir 'n Europese maatskappy tipe van te werk, so tipe ding. Jy sal nou meer weet daarvan. Ja. Dis 'n Oostenryker wat na my toe gekom het 'n ruk terug alwyn. En hy het vir my gesê hy soek vir die kieslik jong mense wat hy kan oplei om sagteware programmering. Hy's baie pro Orania. Hy het sommer Afrikaans geleer net om hier te kon kuier. Baie interessant ou. So dis Wolkwerker. Wolkwerker is die inisiatief se naam. En jy werk basies vir 'n Oostenrykse man wat Orania goedgesind is in programmering en so aan. So ek is nie direk daarbey betrokke nie, maar ek dink die inligting is op ons Facebook bladsy dalk. En ouens kan gerus daarmee met hulle skakel. Wat kenniswerkers betref, ek dink is 'n belangrike deel van Orania se komende ekonomie, né? Dis belangrik dat mens dit doen. Kenniswerk maak dit regtig moontlik dat ons mense hier sterk maak ekonomies, dat ons hier kan vestig, dat ons hulle eie lewens kan inrig volgens hulle eie skedules, maar miskien in dollars, euros of selfs dan net in rande buite Orania kan verdien. Daar's 'n hele klomp ouens wat dit doen. Ons het lank gesukkel met internet wat voldoende is, maar ons het nou begin met optiese vesel. Dis al tot 'n groot mate uitgerol. Hier's al goeie lyne wat internet betref, so dit is definitief 'n moontlikheid. Ek wil dit eintlik ten sterkste aanraai. Produkte wat ons kan uitvoer wat kennis en vervaardiging betref is 'n groot deel van Orania se toekoms in die ekonomiese sektor. Ek moet nou sê as ek het so lekker met jou gesels, ek het skoon vergeet om advertensies in te speel vanaand. So ek vra vir ons adverteerders groot verskoning. Dit is nou as jy mense te lekker gesels oor die Volksstaat en nou nie dink aan ander dingetjies terwyl jy daaroor gesels nie. Joost, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd. So ek sê ek weet jy is op hierdie stadium hardloop jy verskriklik rond. Baie dankie dat ons met jou kon gesels. En ek hoop ons kan in die toekoms weer met jou gesels oor jou baardbraad hopelik oor vryheid. Ons kan nie genoeg daaroor gesels nie. Ja, laat ons elke dag een dag nader wees aan vryheid alwyn en dankie. Dit is lekker ook om met julle te gesels en julle doen goeie werk by Boer Media. Dit is almal lekker om te sien daar is net alternatiewe wat dood eenvoudig net moontlikhede en platforms skep en ek weet ook dit vat baie van julle ure en julle tyd en so aan. Ek weet julle is ook lief vir die saak, maar nog steeds dit is klomp werk. Ek gesels definitief weer as ek teruggenooi word, sien ek julle weer hier. Sy Joost, baie dankie. Dan van my kant af is dit soos ouer gewoonte. Alles van die beeste en groente op die plaas.